In die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, en die Here tot die woord van, sodat die woord van die Here in die mond van Jeremia vervul sou word, die gees van Kora, die koning van Persië opgewek, dat hy 'n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs tot skriftelik, om te sê, so sê Kores, die koning van Persië, al die koninkryke van die aarde, het die Here, die God van die hemel aan my gegee. En hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Elkeen onder julle, wat van sy volk behoort, mag sy God met hom wees. En laat hom optrek na Jerusalem, wat in Juda is, in die huis van die Here, die God van Israel, bou. Hy is die God wat in Jerusalem is. En elkeen wat oorgebly het, in enige plek, waar hy as vreemdeling vertoef, hom moet die manne van sy woonplek ondersteun, met silwer en goud, en met goed en vee, en met die vrywillige gawes van die huis van die God wat in Jerusalem is. Mag die Here sy woord seën. Halleluja. Ek gaan net 'n kort inleiding gee oor wat hier gepraat word. En hier is een ding wat ek opgelet het omtrent hierdie eerste hoofstuk. Die Israeliete is in ballingskap. Hulle is in Persië. Hulle is deur Nebukadneser gevange geneem, ander is gedoop, en toe beland hulle in ballingskap. En Jeremia gee die profetiese woord aan hulle. Hy sê vir 70 jaar gaan julle in ballingskap bly, totdat die Here besluit het, die 70 jaar is om, dan gaan julle terugkom. Maar u moet weet, toe Nebukadneser Jerusalem of Israel aanval, het hy alles verwoes. Die mure van Jerusalem is afgebreek en verbrand. Die tempel van die Here is afgebreek en niks klip is bo die ander een gelos nie. Die enigste ding wat oorgebly het was die fondasie. Niemand van die Israeliete kon herken dat hierdie 'n pragtige plek was, naamlik Jerusalem. En vir 70 jaar het hierdie mense in ballingskap gebly. Een koning het gekom en gegaan, Darius, Nebukadneser en almal so. Maar toe kom hierdie koning, die Bybel sê Kores, en ek wil hê jy moet iets oplet in die eerste vers. Geliefdes, die man, nommer 1, hy is nie 'n Israeliet nie. Hy dien nie die Here soos wat die Israeliete die Here dien nie. Hy ken nie die Here soos wat hulle hom ken nie. Hy het nie gesien wat hulle gesien het nie. Maar hierdie man noem iets wat baie belangrik is. Hy sê die Here het my geseën en al die koninkryke wat nie. Hy gee erkenning aan God wat dit vir hom moontlik gemaak het om hierdie koninkryke te kan verhoor. En terwyl hy so sit in sy huis, toe kry hy in sy binneste 'n warm gevoel. En die Here sê vir hom, ek wil hê jy moet die tempel in Jerusalem gaan opbou. Deze heidense koning, hy weet nie, of kom ek sê, hy ken nie die Torah, soos hulle die Torah geken het nie. Maar hoor jy, die Here plaas iets in sy hart. En hy roep hulle by mekaar, hy sê, hoor jy, die Here die ding in my hart geplaas. Jy sien, wanneer die Here iets in jou hart plaas, is baie moeilik om van daai ding af weg te kom. Because daai ding gaan jou volg soos 'n skaduwee. Jy gaan stryd te kry, maar daai ding gaan bly in jou binneste. Jy gaan wil omdraai, maar daai ding gaan bly in jou binneste. Because as die Here wat daai ding in sy hart geplaas het. Dit was nie iets wat hy geleer het nie. Dit was nie iets wat hy graag wou gedoen het nie. Maar die Here plaas dit in sy hart. En die Here sê vir hom,
Jerusalem. En die koning, soos wat hulle maar maak, roep sy manne bymekaar en hy gesels met hulle en hy sê vir hulle, die is die ding wat die Here in my hart geplaas het. Jerusalem is 'n pynhoop. Die tempel wat die Here is afgebrand. Daar is niks oor nie, behalwe soos ek sê die fondasie. En die manne sê vir hom, as nou maar my woorde, koning, doen dit wat jy in jou hart vind om te doen. En die koning skryf 'n brief en hy sê, ek wil erkenning gee aan die God wat my geseën het. Hy noem dit nou nie die God wat my geseën het, maar hy weet, is die Here wat oorwinning gee, is nie jou goeie army wat jy het nie, is nie die equipment wat jy het nie, maar is die Here wat die oorwinning gee. Die Bybel sê toe roep hy al die Israeliete by mekaar wat in ballingskap is en hy sê vir hulle, hoorie, ek wil hê julle moet gaan en die huis van die Here gaan bou. Die mense is in ballingskap vir 70 jaar. Baie het gesterwe, baie het die kultuur van hierdie nasies aangeneem en hulle het nog gemaak so wat hierdie nasies maak. Maar jy sien, wat ek hier leer, geliefdes, die Here kan enige iemand gebruik. Amen. Jy hoef nie 'n pastoor te wees om deur die Here gebruik te word nie. Jy hoef nie 'n apostel te wees om deur die Here gebruik te word nie. Die Here kan enige iemand gebruik. En kyk van wie gebruik die Here? 'n heidense koning. Hoor jy die koning sê, ek wil hê julle moet al die ballinge bymekaar. As jy 'n Israeliet is in my koninkryk, maak jou klaar en gaan na Jerusalem en gaan bou die tempel van die Here. Maar hier is die mooi part van dit alles. Hy sê vir hulle, gee vir die mense goud, gee vir hulle silwer, gee vir hulle whatever hulle nodig het om die tempel van die Here te gaan bou. Wanneer die Here voorsiening maak, dan maak die Here voorsiening dat die mense kwaad word wat jy nie ken nie. Die mense word kwaad wanneer die Here jou begin seën, maar hulle weet nie watter opofferings het jy gemaak om te kom tot by die punt nie. Ek gaan vir julle in die loop van die boodskap wys waarom ek sê die mense word kwaad wanneer die Here jou seën. Because nou kyk die mense en sê, die mense is vir 70 jaar is hulle ballinge. Imagine, ek skilder vir myself 'n prentjie. Die Israeliete, geliefdes, veronderstel, jy is nou die eienaar van jou eie fabriek. Hier kom 'n oorlog. Die land word in besit geneem. En die volgende ding, word jy as die eienaar van die fabriek weggevat en jy kom nou in 'n vreemde land. Jy word nou 'n slaaf van iemand anders. Waar jy instruksies gegee het, waar jy eie besluite geneem het, word besluite nou vir jou geneem. En hier sit die Israeliete. Geliefdes, jy kan imagine, die mense is wel mismoedig. 70 jaar en die ballingskap het hulle self oor hulle gebring. Because hulle was ongehoorsaam aan die verordeninge van die Here. En die Here gebruik hierdie koning as het ware om hulle te dissiplineer. En toe hulle in hierdie vreemde land sit, ek dink daar was seker van hulle wat hulle moed opgegee en sê, ons sal nooit weer teruggaan. Ons is daar 70 jaar, ons het daar gehuil, ons het daar whatever. Geliefdes, daar is 'n valse profeet wat kom, en die profeet sê vir hulle, hoorie, maak julle klaar, ons gaan terug Jerusalem toe, voor die 70 jaar om is. En hy sê, die Here het met my gepraat, en gesê, maak julle klaar, because die Here het gesê 70 jaar, my man kom hier die helfte van die 70 jaar, toe sê hy, die Here het vir my gesê, gaan julle oor, ons gaan die beloofde land, ons gaan terug. Die Bybel sê, toe die koning hoor, Nebukadneser het die goue voorwerpe van die tempel gevat, toe sê hy, gaan haal die goede en brand dit vir die Israeliete. Hoor jy, julle gaan nie leë hande
hulle getuigtig. Maar hoor jy, die Here het hulle getuigtig met genade. Toe hulle terugkom, jy moet onthou geliefdes, as ek nou hierso, mense hoor nou hier kom 'n klomp mense met, hoor jy, hulle tonne goud op die loop. Obviously gaan die hijackers op die pad vir jou aanwag. Sê, hoor jy, hier's goud, hier's kago hier's silwer, ons kan hier nie goed gebruik en verkoop. Maar hoor jy, die hand van die Here is oor hy mense, dat daar nie eens een hijacker naby die konvooi kom nie. Die Here bewaar hulle, en toe hulle terugkom in die beloofde land. Geliefdes, die koning was kom ek noem het maar nou 'n ongeloofige man. Hy het nie die Here gedien soos hulle nie. En weet jy, ek het hier in die begin van die jaar gesê, die Here het vir my die woord gegee, prepare. Nou, prepare, berei jou voor. Die Israeliete moes hulle voorberei om huis toe te gaan. Hy sê, berei julle voor, because die Here het 'n weg gemaak en ons gaan terug. Ek het nie in diepte gegaan met hierdie woord, prepare nie. En wat die Here vir my sê is, ons as die kerk moet ons harte prepare. Want hy gaan mense instuur wat die Here dien nie soos ons nie. Jy moet jou hart prepare om die mense te ontvang wat nie praise en worship soos ons nie. Jy moet jou hart prepare wat die mense inkom, dat jy hulle warmte gee en hulle met liefde ontvang. Prepare jou vir die huis toe gaan. Prepare jou vir die journey, because die Here sê, ek het die Israeliete, ek het die koning die opdrag gegee. Hoor jy, die koning maak sy hart oop. Hy sê, as jou neighbor goud het, vra by hom goud. Hoor jy, gee vir hom, because die persoon gaan om 'n goeie werk te gaan doen. Ezra is weg. En hulle gaan op die tempel van die. Jy sien, Ezra het dit uitgevind. Ezra het die anointing gehad om die huis van die Here op te bou. Opdrag gekry van die Here. Niemand van die ander profete en ander manne het die opdrag gekry om die huis van die Here te gaan bou, behalwe Ezra. Nehemia kry die opdrag en hy kry die anointing om die mure van Jerusalem op te bou. Esther kry die opdrag en die anointing om die Jode van uitwissing te red. What am I trying to say? Whatever die Here in jou hart plaas, jy is uniek en net jy kan doen dit wat die Here wil hê jy moet doen. Soms kan ek vir jou sê om iets te doen of vra, maar dis nie wat die Here in jou hart geplaas het om te doen nie. Daarom is dit belangrik om uit te vind, wat is die ding wat die Here wil hê ek moet doen? Sal nooit vergeet nie, Pastor Mackenzie, kan jy wat doen, is baie jare terug. Hy het vir ons gesê, eendag, terwyl hulle ek dink hulle was in die Kaap, Atlantis het hulle gewerk vir die Here. Hy het die evangelistiese bediening gehad, en sy hart was vir die evangelistiese bediening. En die Here gebruik hulle om 'n gemeente op te bou in hierdie plek. En omdat daar niemand anders was om die gemeente te behartig, het hulle hom aangestel en gesê, jy moet nou die pastoor word van die. En hy sê vir ons, iemand het my gemaak wat ek nie veronderstel was om te wees nie. Ek was nooit geroep as 'n pastoor nie. Ek was geroep om evangeliewerk te doen. Maar omdat ek die nood gesien het, het ek maar nog gegaan en geprobeer om te doen. Maar die mense, die mense het my gevra. Die liefde wat hy gehad het, en daai ding wat die Here in sy hart geplaas het, het hy maar nou laat vaar, omdat hy gevra was om dit te doen.
Maar wat ek vir u wil sê vanmôre, geliefdes, is nooit maklik om dit te doen wat die Here in jou hart plaas om te doen. It is not easy. Because number one, toe hierdie mense gaan en begin met die bouery. Die Bybel sê toe kom die omliggende nasies, die provinsies wat koning Kores oorbeheer het. En hulle kom na hom toe en hulle sê, het jy gesien wat gebeur? Die mense is besig hier om die tempel op te bou. En kom ek sê vir jou, koning, wat gaan gebeur? As die tempel klaar gebou is, dan gaan hulle die stad opbou. As die stad klaar opgebou is, dan gaan hulle die muur bou. En weet jy wat? Jy gaan nie taxgeld kry nie, jy gaan verloor. Die revenue gaan nie meer inkom nie, because die mense gaan hulle eie agenda hê. Hulle stop die werk in die middel en die mense sê vir die bouers, hoor jy, hou julle op. Moet nie verder bou nie, because nommer 1, julle moet wag tot die koning. Die werk word tydelik gestop. Daai ding wat in sy hart was, word tydelik gestop, because die mense is jaloers. Is nie so seer dat hierdie mense oor die geld worry, en wat hulle jaloers is nie, because die Here het iets in hierdie man geplaas, wat hulle nie bereid was om te doen. Die Bybel sê toe hulle by die koning kom, toe sê die koning, haal vir ons die argiewe uit en kom lees. Toe hulle uithaal, toe sê die koning, maar ek het opdrag gegee, gaan julle aan met die bouery, jy kan nie 'n goeie werk van die Here stop nie. Jy kan nie 'n man wat die Here geroep het onderkry nie, because hy is net soos 'n kurkprop. Die oomblik hy hand los, dan spring die man net door. Kyk wat gebeur met Nehemia. Die Bybel sê toe Nehemia die woord kry van die Here, en Nehemia hoor hoe die mure van, waarom het Nehemia nie gehuil toe hy hoor die tempel is afgebreek nie, maar hy huil oor die mure. Die Here het hom geroep van die mure, toe net dit wat die Here jou voor geroep het. Hy het die passion en die hartseer en die liefde, hy sê, ek gaan hier die mure opbou. Ezra worry nie oor die mure nie, hy worry oor die tempel. So die Here gebruik wie hy wil, op 'n sekere tyd. Wat hy wil. Die Bybel sê toe, kom Ezra, en hoor die Ezra kry teenkanting. Volgende oomblik, geliefdes, toe word die werk gestop. Maar dan die Here, as hy verder aanlees, toe gaan die werk aan met die inwyding van die tempel. Toe die mense gehuil en gejabula. Die mense sê die skrywer over Ezra, die mense kon nie onderskei, is die nou uit blydskap, is die nou uit hartseer, waarom die groot geraas? Because toe die teenwoordigheid van die Here weer teruggekom in Jerusalem. Because Ezra, nommer 1, het nie moeg geword nie, het nie moedeloos geword, toe hy teenkanting kry nie, maar hy het vasgehou, prys die Here. En die 5 lesse wat ek leer in die lewe van Ezra. And I hope that we will apply this to our own lives. Nommer 1, Ezra het die woord van die Here geglo. Ten spyte van hulle 70 jaar in ballingskap, Ezra het vasgehou en geglo. Die Here gaan ons hier uithaal, die Here gaan ons seën, die Here gaan ons beskerm, die Here gaan ons lot verander. In een van die psalms, hoor jy toe die mense terug aan huis toe, skryf, is het, ek weet nie, is het David of is het Asaf, maar hy skryf, hy sê, toe die Here die lot van Sion verander, was ons as mense wat droom. Niemand het hoop gehad, niemand het gedink dit sal ooit weer gebeur, dat die Israeliete teruggaan nie. Maar Ezra hou vas aan die woord van die Here. Die Bybel sê toe die woord van die Here glo, toe kom daar die koning Kores, en Kores sê, het is vir julle tyd om huis toe te gaan. Hoor ek julle lang genoeg hier gebly? Julle lang genoeg aan mense se
staan hy mense op en hy sê, van hy God daar en hy afgode wat aan Nebukadneser gebring, bring hy goue voorwerpe, bring hy silwer voorwerpe, bring whatever Nebukadneser teruggevat het, en hoor nie, gee nou 'n vrywillige offer, sodat hierdie mense kan terug gaan huis toe. Want as jy die woord van die Here gaan vashou, want as jy die woord van die Here in jou lewe gaan apply, gaan jy terugkry wat van jou gevat was, en even more. Die tweede ding wat ek leer uit die lewe van Ezra en die Israeliete, hulle was nie mismoedig in moeilike tye. Toe hulle moeilik gaan en hulle slawe is, het hulle nie moed opgegee nie. Hulle het vasgehou en mekaar seker maar bemoedig. Ek sê die Here gaan antwoord. My broer, die Here gaan antwoord. Yes, Lord. En nie soos iemand wat ek sê, die Here gaan antwoord. Die persoon sê, Valentine, is dat wel 'n lang tyd. Die Here gaan antwoord. Ek weet nie wanneer nie, maar die Here gaan deurkom. Ek weet nie wanneer nie, maar die Here gaan seën. Ek weet nie wanneer nie, die Here gaan dit deur oopmaak. Moenie moed verloor nie. Wat ek geleer het met swaar tye bou jou karakter. It builds character. Yes, Lord. Because Job sê met sy vrou, ek gaan nie net die Here dien wanneer dit goed gaan nie. Ek gaan die Here dien ewen wanneer dit sleg gaan, ewen wanneer ek teenkant kan kry, ewen wanneer mense my uitlag, wanneer mense my kritiseer, ek gaan die Here dien. Amen. Because niemand weet wat hy die Here vir my gedoen het. As 'n poortjie wat ek sing vanoggend in die badkamer. Dan praat die mense van my, en dan sê die mense waar, ek sal nie omdraai nie. Halleluja, ek gaan nie omdraai nie, because waar ek was, is 'n vuil en 'n morsige lewe. Ek wil nie teruggaan in hy lewe nie. Ek kyk voor, ek gaan deur druk. Amen. Because die pad vorentoe is korter as die pad agtertoe. Yes, Lord. Die derde ding wat ek geleer het, in die lewe van Ezra en die Israeliete, die Here se plan kom altyd in werking. Die Here se plan word nooit verydel nie. Because vir 70 jaar was hulle verdruk en was hulle slawe, maar hulle het nie rekening gehou dat die plan van die Here gaan nie verydel word. Amen. Do as you want. Do what you want. The plan of God will succeed. Yes, Is a Lord. promise that says many are the plans in a man's heart. But you see, daai woordjie pad verander daai hele sin. Yes. Maar die uitkoms kom van die Here. Die sukses kom van die Here. Yes. Ek kan beplan, die beste beplanning doen. Ek kan ewen mense kry om my te help met die beplanning. As dit nie die plan van die Here is nie, sal dit nie voorspoedig wees nie. Die vierde ding wat ek leer, en soos ek aangelees het met hierdie boek, die Here hoor en hy vergewe die wie met 'n opregte hart na hom vra. Die Here vergewe en voorsien en hy hoor aan diegene wat met 'n opregte hart na hom vra. Amen. Die vyfde les wat ek leer, die Here herstel wat van jou weggeneem was. Die Here herstel. Amen. En soms van 'n lang, soms van 'n opregte hart, soms van 'n deursetting vermoë om te kry dit wat die Here wil hê ons moet wees. Die mense is nou hierdie nuwe ding wat hulle kwoteer. Ek is nie waar ek was nie. Ek is nie waar ek wil wees nie. Maar ook nie waar ik was. Halleluja. Because die Here gaan teruggee. Hoor jy, as jy jou joy verloor in die proses van wagting, God will restore that joy. Whatever you lost, if it's finances, if it's your health, God
restoration. Yes, Lord. Amen. Johannes 10 vers 10, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Maar die Here sê, ek het gekom. Halleluja. En whatever, geliefdes, was in die proses verloor het. Yes, Lord. Not only in rands and sins, but you see your joy, thy vrede, thy liefde, thy leidsaamheid. Die Here gaan dit herstel. En die Here gaan dit teruggee. Dis immers, geliefdes, 'n profetiese woord wat in vervulling gekom het met dit wat Darius het geen Kores het geen liefde gehad om die huis van die Here op te gaan bou as die Here dit in sy hart geplaas het. Amen. Die Here plaas hy dit in sy hart. Daarom kon hy met soveel versekerheid die Israeliete stuur en sê gaan, because hy was seker die Here sal hulle weg voorspoedig maak. En so wil ek nie môre ook sê, geliefdes, die Here neem notisie, hy neem noukeurig notisie van alles wat ons vir hom doen. And God will reward you. You might not receive your reward this side. Don't worry, because God will definitely reward you. Ons dien nie die Here vir rewards nie. Yes, Lord. Maar ons dien die Here omdat ons hom lief het. Yes. Omdat hy ons eerste lief gehad. Amen. En so wil ek hier vanmorgen sê, liefbaars, moet nie bekommerd wees as jy iets wil doen vir die Here en mense kritiseer jy. Mense, en dan sê vir Jeremia, vir Nehemia, wat probeer hierdie arme Israeliete doen? Wat probeer hierdie arme mense doen? As die jakkals teen hierdie mensbrug gaan neem opvang. Oh, yeah. Dit alleen is genoeg om jou mismoedig te maak. En sê, hoorie, laat ons maar opbou, laat ons maar opbreek. Maar hoorie, Nehemia druk deur. En Nehemia, omdat daai ding wat die Here in sy hart geplaas het, niemand kon dit wegneem nie. Amen. Iemand die teenkanting wat hy gekry het, iemand die bespotting wat hy gekry het, hy het geweet, teen die Here in my hart geplaas, en ek worry nie wat mense sê nie, I'm going to do what God wants me to do. Amen. Hy sê ook vir hulle, gaan julle maar aan, hou julle komplotte, hou julle bespottingsmeetings, hou julle dinge, ek het van die Here dit gekry, en ek gaan die Here meer gehoorsaam wees. Amen. Yes, Lord. Psalm 127 vers 1 sê die woord van die Here, te vergeefs bou die bouer, as die Here nie saam bou nie. En die rede waarom dit suksesvol was in die opbou van die tempel, die Here was die persoon wat hierdie poging geïnisieer het. Amen. Alhoewel mense dit gesê het, daai kom van die Here af. Die Here het in hulle hart geplaas en die Here het gesê, gaan bou. En hoor kyk hoe wonderlik onderneem die Here. Die Here sê, almal is, hoor jy, as jy goed het jy baie geld. As jy goed kan oorleef, maar hoor jy die koning sê, vat hy goed en gee met die mense. As jy goue vensters van in die tempel sit goue vensters in, because die is die huis van die Here. Let us give the best to the house of God. Amen. Hoor jy die werk gaan aan en die Here het wonderlik onderneem. Dis immers, wanneer die Here saam bou, wanneer sukses. Ek sê nie dit gaan maklik wees nie. Ek sê nie dit gaan rooskleurig wees nie. Ek sê nie dit gaan sonder teenkanting gaan kom, opstande gaan kom, skande gaan kom, al hierdie dinge gaan kom. Maar hoorie, as jy jou mind opgemaak het om dit te doen, wat die Here wil hê ek moet doen, sal jy suksesvol wees. Amen. No weapon formed against the church shall prosper. We make that an individual verse. No weapon formed against the church
shall prosper. Whenever the enemy comes, the Lord will raise a standard. The Spirit of the Lord will raise a standard. And whatever the enemy plans will not succeed, because the Lord will protect those that belongs to Him. He will protect them. He will shield them. He will hide them. Because the Spirit of the Lord will. En ons lewe in hierdie dae, geliefdes, waar ons skaam is vir die evangelie, skaam is vir die werk van die Here. Sommige mense skaam om te sê, 10 dae, met Pastor Piet, ons is nie baie nie, maar ons 10 dae. God is busy changing the season. Our season, listen, of poverty is busy fading. God is raising up men and women. God is raising up an army that will resist the temptation of this world. Amen. This morning, if you are a son of God, don't forget, God, take note. Die Here neem notisie van elke klein dingetjie wat ons doen. It might look small in my eyes, but Lord, the God of Abraham, Isaac, and Jacob is the God that will make our way successful. Yes, Lord. May the Lord bless you. And take note, beloveds, it will not be easy, but it is worth it. Glory. It is worth it. Hallelujah. May the Lord bless you. And may the Lord protect you. May He let your face shine upon you. Hallelujah. Praise the Lord. Die Here seën jou. Amen. Praise the Lord. God is able to do exceedingly abundantly above. We are entering a new season. Yes, Lord. And beloveds, as I said, the Lord said to me, prepare. Jesus. And I want you, every one of us, let us prepare ourselves. Yes, Lord. Can we come forward and then we will pray? Hallelujah. Come and prepare your hearts. Can we come? So that we are prepared for this season. Mense gaan kom wat nie soos ons die Here dien. Hulle gaan kom wat nie soos ons lyk nie. Hulle gaan kom en nie worship soos ons nie. But the Lord is saying, prepare your heart to accept them with love. Prepare. Kom vorentoe, kom nader die mense. Praise the Lord. Hallelujah. Kom ons bid saam. Vader, onze Vader, God van Abraham, Isaac en Jacob, onze God. Van ewigheid tot ewigheid is U God. En Here, U het ons bewaar en U het ons by mekaar gebring. Ons het mekaar nie geken nie. Maar Here, vanmôre is ons familie in Christus. Ons weet, Here, dat U het 'n doel met elkeen van ons se lewe. U wil hê, Here, ons moet mekaar lief hê soos Christus ons lief gehad het. U wil hê ons moet mekaar beskerm. U wil hê ons moet mekaar, liewe Here, opbou en vir mekaar bid. En vanmôre bid ek vir elkeen van ons wat hier staan. U ken die seisoen wat vir ons wag. U ken die omstandighede wat vir ons wag. Maar vanmôre pleit ons die bloed van die Here oor elkeen van ons. Bewaar ons van struikeling, bewaar ons van onheil, bewaar ons van siekte, bewaar ons van elke plan van die bose. En laat U wil geskied, liewe Here. Ons buig voor U en ons vra, mag die Here se wil geskied. Die kinders, Here, die klein kinders, die moeders, die vaders, bewaar ons huise van onheil in die naam van die Here Jesus Christus. Seën U ons, Here, wanneer ons hier vandaan gaan weggaan, mag U met ons gaan, mag die Here met ons by die huis wees, waar ons sal sit en ons middagete sal geniet. Mag die Here uitermate genade aan ons bewys. Baie dankie wat U vanmôre, Here, in ons midde is. En Here, U praat met ons omdat U ons lief het, omdat U Israeliete in ballingskap was.
is die feit dat hulle ongehoorsaam was. Hulle het nie geluister toe die Here hulle waarsku. Hulle het nie geluister. Hulle het nie ag gegee op die profete wat hulle waarsku. Help ons Here dat ons nie hardnekkig soos hulle sal wees nie, maar dat ons Here gewillig sal luister na die stem van die Here en noukeurig sal volg. Bewaar ons Here, beskerm ons. Gee die engele aangaande ons bevel om ons te beskerm en te bewaar in die naam van ons Here Jesus Christus. Met baie danksegging. Amen. Amen. Die Here seën jou. Dankie geliefdes. Ontvang sommer die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal jou bewaar en die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. Hy sal sy aangesig verhef en barmhartig wees. En nou ons tot in ewigheid. Amen. Die Here seën baie dankie. Geliefdes. Vandag aan weer terug.